Terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader, Jahwe, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat ons as u kinders anders kan kyk na elke dag in die lig van u woord, in die lig van die verwagting wat die Heilige Gees in ons harte werk om u te ontmoet. Vader Jahwe, ons as u kinders kan nie genoeg dankie sê. Ons kan nie genoeg straal van vreugde en in diepe ootmoed vir u grootheid, u genade, daardie kosbare verbond wat u met ons in Yeshua se bloed gesluit het, en deur u Gees self om ons harte skrywe. Vader, dit is ons begeerte, dat u ook vanoggend u woord in ons harte sal openbaar. Dat ons sal erken met ons hele hart, siel, krag en verstand, daar is niemand soos u nie, en hoe meer ons u ken, Vader, net een begeerte te kan hê, en dit is om aan u gehoorsaam te wees. Daardie roeping waarmee u ons roep, om aan Yeshua gelyk te word, verander te word na sy beeld, in u heerlikheid, Vader, dat dit ons alles oorheersende, oortreffende hartsbegeerte sal wees. Werk u dit ook vanoggend in ons lewe, sodat u verheerlik sal word in Yeshua. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie almal wat ingeskakel is. Dis lekker hier in Bloemfontein. Ja, dit is koud, dis nie net ek wat koud kry nie. Dit is tydjie koud vanoggend. 'n Lieflike weer gisteraan, donder weer en reën hier gewees. En ja, so draai die seisoene. En ons maak ons Bybels oop hier by 1 Johannes. Vanoggend se tema uit die waarheid. 1 Johannes 3. Jy sal onthou in ons reeks waar ons laaste opgehou het. 1 Johannes 3. Vers 18. My kinders, laat ons nie lief hê met die woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. So mooi om Toby toe hom geopen het uit Psalm 34. Kom kinders, ek wil julle die vrees van Jahwe leer. As jy die vrees van Jahwe leer, dan sou mens sê dit sal hierdie verskriklike, mystieke openbaringe wees. Nie as jy bewaar jou tong vir wat verkeerd is. Hou op met bedrog, hou op met 'n leenlewe, hou op met skynheiligheid. Om die vrees van Jahwe, die beginsel van wysheid, is om in waarheid te lewe. Nou, die apostel Johannes bou die gemeente, hulle is herders, hulle is leraars, en hulle voed die gemeente se geloof. Daar is een aspek van ons menswees wat ons 'n groot uitdaging het, dis ons gewete. Dis ons gewete. Dis nou nie soos hy oom wat sê, my gewete is skoon, ek gebruik hom nooit nie. Jy kan nie dit sê nie. Jy het 'n gewete, en jou gewete is jou grootste aanklaer as jy weet, jy is besig met selfbedrog. Nou wat so kostelik is, as ons uit hierdie twee verse aan net duidelik die fokuspunt waarheid, eers is dit die oproep, dat ons nie net met lief hê, met 'n wêreldse perspektief van, net hierdie vleesliefde, hierdie gemakliefde, hierdie sogenaamde, wat kan ek kry liefde nie, hy sê, lief hê met die daad en in waarheid. En dan bou hy daarop, vers 19, hieraan weet ons, haas jou gewete. Hier is 'n kragtige bousteen vir elke kind van Jahwe. Hoe sterk is jou gewete? En baie keer het ons 'n storm in ons lewe, daar gebeur iets slegte tyding, afhangende van jou persoonlikheid, afhangende van jou agtergrond, kan ons baie keer in ons gewete wroging hê met skuld, verwyte, skaamte. Dis my skuld. Jahwe straf my. Wat het ek verkeerd gedoen? En die evangelie, die Johannes sendbrief, bou die gemeente se gewete. Ons hoor kort hy sê, hieraan weet ons weet. Dit is nie, ons weet nie. Ek hoor net hierdie laaste week, waar iemand vir die land, voor die land sê, ek weet nie, ons is maar almal sondaars, ons weet nie of ons eendag, ons weet. Jy weet, jy moet weet. Dit is die doel van die evangelie, geloof, sekerheid.
As Paulus hulle arbei in die gemeente, hy sê ek slaan nie net so in die lug so roekeloos nie, ek is doelgerig. Paulus sê ek is jaloers op die gemeente om hulle voor te stel aan Messia as 'n reine maagd. Volmaak, hulle gebruik nie 'n halfhartige, ons is 'n onseker klomp. Nee, die evangelie van Yeshua is sekerheid. Hoekom? En die krag daarvan lê in waarheid. Wanneer jy met skyn besig is, wanneer jy met leuns besig is, dan is dit so. Dan is dit glibberige grond. Maar die waarheid, en dit is die mooi Hebreëus, en ons wil nou nie taalkundig vanoggend praat nie, maar amen, daai pilaar, daai vastigheid, dit is onomstootlik. En dit is wie Yeshua is. So wanneer ons oor waarheid vanoggend 'n bietjie praat, die tema uit waarheid, hy sê, hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is. Nou ons het 'n bewussyn, en dit is so dat 'n mens soms bewus is van 'n pyn, 'n rugpyn of 'n toonpyn, of jy is bewus van jou swakheid, jy is dalk in 'n omgewing waar jy baie getoets word. Maar as daar een ding is wat jy jouself moet instel elke oggend, is om te weet waar jy vandaan kom en waar jy in jou pad is. As ons uit die waarheid is dit 'n enorme identiteitsboodskap. Dit is jou identiteit, nie jou swakhede nie die gryse hare of die liggaam, die tent wat afgebreek word nie. Hierdie is die fokuspunt van gemeente wees. Hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is. Want die opdrag is jy moet in waarheid lief hê. Jy moet in waarheid elke dag praat en lewe en omgee en dien. En in 'n wêreld wat vol bedrog is, vol korrupsie is, vol skyn is, vol geheime agendas. Mense gee voor. Mens kan so 100 miljoen voorbeelde gee in jou eie lewe. Ek wil amper sê van kontrakteurs wat bou tot by mense wat jou indoen, weg is met jou geld, jy koop op internet 'n ding, daai ding bestaan nie, verhoudings, mense wat, dis die lewe. Hoekom? Want Satan is die vader van leuns. Dit is waarmee Adam en Eva gevang is. En uit daai leuen van Satan is dit die kenmerk wat Johannes sê die kinders van die bose is liefdeloos. En daarom, wanneer ons hierdie oproep het tot liefde, dan is dit liefde in waarheid. Maar nou, waarheid mag nie net 'n generiese of 'n klise, 'n algemene vaarbegrip wees nie. Waarheid begin, die definisie van Johannes, wanneer hy die woord waarheid, aletheia, ek sê altyd, Ronel, ouma Lisha, aletheia is die Afrikaans, is waarheid, né? Waarheid, Lisha. Dit is 'n mooi naam wat die dames gebruik. Johannes gebruik baie waarheid, maar dit begin by 'n persoon. Waar in die Bybel lees ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14. Johannes begin met daardie eerstehandse ontmoeting met Yeshua self, ek is, né? Jahwe, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan, wanneer Yeshua sy disippels stuur om van hom te getuig, te sê, hy het opgestaan, ons is oorgetuies, ons getuienis is waarheid, dan stuur hy die gees van die waarheid. Die Heilige Gees is die gees van die waarheid. En die Heilige Gees berei die gemeente voor. Hoe berei hy die gemeente voor? Om daardie leuns in ons lewe te ontbloot. As hy kom, sal hy hulle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dis die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Daar is soveel mense wat so vra, maar wat doen die Heilige Gees? Kyk, daai broer sê hy droom drome en hy is 'n profeet en daai ene roem op die werk van die Gees en daai, wat doen die Heilige Gees in ons lewe? Hy werk die waarheid. Wat is die waarheid? Dit is 'n persoon. So ons kan weer eens vanoggend, ons doen dit baie, ons bly weer na Johannes toe. Ons bly weer aan Johannes 16 toe, ofwel kom ons begin by 14, waar ons lees, aangehaal het, Yeshua wat sê, ek is die weg, die waarheid, en ons sien die krag van die evangelie, in kontras, in oppositie, in direkte oorlog met Satan.
Ja, as ek nou so vinnig net, so terwyl ons nou na Johannes 14 toe blaai, vinnig vra, wat sê die wapenrusting? Wat moet ons omgord? Waarheid, dis deel van hierdie pragtige koninkryk van Yeshua. Onthou, die wapenrusting is om die werke van Yeshua te leef, nee. En hy is waarheid, en ons met hom, en die lendene van ons verstand met hom omgord. Johannes 14, net om dit te bevestig, ons merk het graag in ons Bybels, dis een van die ek is stellings, nee, ons sê dit baie vir mekaar, dit is wat van Yahweh, die enigste lewende God, beskryf, ek is wie ek is, sê Yeshua, vers 6, die weg, die waarheid en die lewe. Nou, bietjie verder aan, gee Yeshua hierdie gebed. Nou, ons moet dit koester, is kosbaar. Yeshua sê in vers 16, ek sal die Vader bid. Ek sal die Vader bid. Hoe belangrik is ons vir hom. Hy dra ons op in gebed. Onthou, Yeshua is ons hoëpriester. Hy bid vir ons. Hy tree vir ons in. Die hoëpriester het die stamme van Israel, die steentjies op sy borstas gehad. Hy het nie gekritiseer en het gesê, sien jy, ek het gekom om vir julle te wys hoe sleg is julle. Nee, in sy teenwoordigheid weet jy skiet tekort, maar hy sê, kom na my toe, kom na my toe. Dis wat waarheid doen. Hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster, Parakletos, para, om saam, kaleo, om te roep. Een wat, daar waar jy nie weet hoe nie, hy roep in jou. En hy trek ons, hy sê, om by julle te bly tot in ewigheid. Nou hierdie is kostlik, in terme van die boodskap van waarheid. Want hy sê in vers 17, die gees van die waarheid. Nou ek het in die heel begin gesê, die waarheid, ons is uit die waarheid, is 'n identiteitsboodskap. Hoekom? Want vers 17 sê, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat dit hom nie sien nie, hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En in julle sal wees. So, wat 'n verlustiging, dat ons vir mekaar kan sê, ons het hier die belofte, ons het die gees van die waarheid, is die een wat ons uit die dood uit lewend maak. Nou die dood is die koninkryk van leuns, is die koninkryk van Satan, is die koninkryk van die God van hierdie wêreld. Dis ons elke dag se vreugde. As die woord sê, julle moet mekaar lief hê met die daad en in waarheid. Dan is die fokuspunt nie skielik wat ons moet doen. Ons moet mooi begrip hê, ons moet insig hê. As hy sê, julle moet uit die waarheid mekaar lief hê, sê uit die gees van die waarheid, uit die Heilige Gees. Wat is ons oorsprong? Waarheen is ons op pad? Die Heilige Gees berei ons voor as bruid vir Jahwe, in waarheid. Daardie reinheid, daardie maagd wat spierwit klere het, dit is die beeld van waarheid. Dit is die beeld van Yeshua. En ons gaan nou 'n bietjie daarop fokus. En die lekker deel is om altyd weg te kyk van jouself. Kyk na Yeshua. Nou, ons het klaar gesê, waar is die wapenrusting? Die waarheid deel, gord jou die gordel van waarheid. Kom ons gaan verlustig ons daar in Psalm 45, die lied van my beminde. Hy sê so mooi, ek word bewoe, as ek net aan Yeshua dink, as ek aan die Messia dink, die gesalfde dink, oom Andrei, dan is my hart so toegenee, so vol, want hy is so skoon, sy lippe, genade en eer is op hom uitgestort, Psalm 45, wonderlik laat ons ou vertaling, 'n opskrif daar het bruilofslied vir die Messias. Dit is 'n absolute psalm wat oor Yeshua handel. Dit is 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. Onthou nou, die wêreld het nie die gees van waarheid nie. Vir hulle is hierdie, dis niks. Maar die gemeente, wat in die gees is en uit die gees lewe, is hierdie psalm vir ons absoluut 'n verlustiging in Yeshua. Hy sê so mooi, vers 2, my hart word bewoed deur goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning,
My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U, dis Joshua, is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op die lippe. Daarom het God u geseën vir ewig. Gord, hier kom die fokus. Gord u swaard aan die heup. Nee, dit kom daar in die gordel. Van wat? Wat sê hy hier? O held, u majesteit en u heerlikheid. Ja, u heerlikheid ry voorspoedig ter wille van waarheid. Nou dit is ons koning. En ons sal nou blaai na Openbaring toe. Hy trek uit, ry voorspoedig ter wille van waarheid. En wanneer Joshua mens word, wat die mens sien is 'n man wat bekend is met krankheid. Wat die mens sien is 'n arm ongeleerde uit Nasaret, 'n visserman, vriende. Maar wanneer ons kyk na die Messiaskap, die gesalfdheid, die doop van Joshua, die gees van waarheid, wat sy bediening absoluut gefokus het, hy trek uit as koning in die stryd, want die koninkryk van leuns verblind, vernietig. Hy trek uit ter wille van waarheid. Nou dan moet iets in ons harte gebeur as ons hier die tekste lees, 'n begeerte en behoefte na sy waarheid, na werklikheid, na realiteit. En dit was oor die eeue heen die filosowe, né? Nou wat is 'n filosoof? Phileo is liefde, Sophos, Sophia is wysheid. Die ouens wat liefde het vir wysheid, is eintlik 'n liefde na waarheid, na werklikheid, na realiteit. En dis hoekom vir Jahwe se kinders, as ons sê Joshua se skoonheid lê in sy bediening om vir waarheid te getuig. Kom ons gaan daar na Kajafas, Johannes 18. En ons sien hierdie teks in vervulling. Wanneer hy uittrek, hy het sy swaard gegord aan sy heup. Nou wat is die swaard? Die tweesnydende swaard wat by sy mond uitgaan. Waarheid, woord. My woord, dit is 'n tweesnydende swaard. Johannes 18 staan Joshua voor Pilatus, Kajafas en Pilatus. Johannes 18, getuig Joshua, vers 36. Joshua antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Hierdie is baie belangrik as ons nou in Openbaring toe gaan en ons sien hierdie beeld van Joshua. Joshua sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld. Anders sou julle, dit is 'n vleesvlak hierdie. Julle is op 'n ander vlak. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Anders sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Judeërs oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan 'n koning? Joshua antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom. Dink nou Psalm 45, u trek uit. Ry voorspoedig terwyl vir die waarheid te getuig. En dit bou so mooi op, hy sê, en elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En dit is hierdie boodskap wat Johannes in 1 Johannes 3 prakties vir die gemeente sê, luister gemeente, hier is nie net sommer 'n in die wind boodskap, moenie mekaar lief hê met woorde maar met die datum waar julle is uit die waarheid. Dit is nie maar net iets wat verbygaan nie. Dit is Jahwe se oorwinning oor die koninkryk van Satan, oor die dood, oor dit wat Adam en Eva daar in die tuin van Eden so liderlik, ongehoorsaam was aan Jahwe, gerebelleer het, en die leuen van Satan, julle sal nie sterwe nie, julle sal soos God wees, daai absolute boosheid en sleeheid van Satan, wat vir Adam en Eva in hierdie gevangenskap gedompel het, kom Joshua, die tweede Adam,
En dit is sy roeping om daai koninkryk te oorwin van leuns. En wanneer Joshua oorwin, wanneer hy hier staan op die oomblikke voordat hy oorwin oor die dood en hel, hy sê, hiervoor het ek gekom, om vir die waarheid te getuig. Wat is ons persepsie oor hoekom het Joshua gekom? Mense hoor baie snaakse idees daar buite. Maak dit volgende vas in jou hart. Waarvoor het Joshua aarde toe gekom? Om vir die waarheid te getuig. Hoekom is die waarheid so belangrik? Want die Satan se heerskappy was gebou op leuns. En wanneer Joshua die waarheid is, die waarheid getuig, die gees van die waarheid, die belofte van die Vader afbid en sê, Vader, hierdie gemeente, hierdie kinders, hierdie gees van die waarheid, dit waarmee ek gesalf is, die persoon, dit is wat hulle gaan in staat stel om mekaar lief te hê in 'n liefdelose wêreld. Dit is wat vir hulle identiteit gaan gee, wanneer hulle besef, ons is nie van die wêreld nie. Nie omdat ons anders aantrek, of ons hare anders te kam, of ander taal praat, omdat ons uit die gees, uit die waarheid gebore is, en omdat die wêreld nie die gees van die waarheid kan ontvang nie. Dis jou identiteit. En hoe dra jy daai identiteit? Jy leef uit die waarheid, jy leef uit die gees van die waarheid, onder leiding van die Heilige Gees, Galasiërs 5. Jy leef onder die kostelike, en dit is so diep, want as mens gaan kyk, hoe leuns in mense se lewe wortel vind, jy kry baie keer, ons sukkel so om gras te plant in die grond, maar daar die bossies, daar op die teerpad, die onmoontlikste plekke, kom onkruid op, en oral, en altyd. En so is dit met leuns. Jy kan nie glo hoe maklik vat 'n leuen vasdra plek in jou lewe nie. 'n Slegte gesindheid. Iemand wat iets gesê het, misverstand, hy groei, hy kort nie eers water, hy kort niks. Leuns groei in hierdie wêreld soos pes. En jy het gedurig deur, elke dag, onthou, jy is uit die waarheid. Jy is uit die waarheid, so jou optrede getuig van uit waar jy vandaan kom. Maar waak, wapenrusting, gord jou elke dag met die waarheid. Want dis die wêreld waarin ons lewe, 'n wêreld van leuns. En die wêreld kan nie anders te optree nie, want hulle het nie die gees van die waarheid ontvang nie. Ja, Joshua sê so mooi, en kom ons onderstreep dit in ons Bybels, onderstreep dit in ons harte, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Hier's 'n wonderwerk. Dit is 'n baie mooi bemoediging. Ons is so baie keer bang, dat die wêreld ons sal insluk en vernietig. As jy kinders het, wat sal van ons volgende geslag word? Wel, Johannes 10 sê Joshua, my Vader is groter as almal, niemand kan my skape uit sy hand ruk nie, want hulle sal na my stem luister en dit ken, en 'n vreemde nooit volg nie. Dis die boodskap. Joshua sê, ek is die waarheid. En die wat uit die waarheid is, luister na my. En hulle sal nie met die leuen tevrede wees nie, want hulle is nie uit die leuen gebore nie. Hulle is uit die gees van die waarheid gebore. En ek wil ons met regtig hierdie boodskap eers jou eie maak, jou persoonlik, maar ook vir mekaar kyk en vir mekaar bid, veral vir ons jong mense. Vader, ons dank U vir hierdie beloftes, dat ons die gawe van U Gees, die Heilige Gees wat uitgestort is, Handelinge 2, dat ons vandag U die eer kan gee dat U getrou is, die Gees van die waarheid, wat in 'n wêreld vol leuns, en ons kan so maklik perspektief verloor en sê, die wêreld is verskriklik. Die Gees van die waarheid werk, nog persoonlik. Wie kan amen sê daarop in jou lewe? Die Gees van die waarheid werk. Dis ons werk om Jahwe te verheerlik en sê, maar Vader, U is getrou. U is getrou. Ons is nie hier om in wanhoop oor te gee. Nee, ons skyn soos ligte onder 'n krom en 'n verdraaide en bose geslag. Kom ons fokus weer eens op Joshua. Hier is Johannes 18. Vir die wêreld lyk dit, mense in Jerusalem, soos die Emmausgangers, hulle is moedeloos, want hulle koning word gevloek uit. Hy is besig net om die leuen te oorwin. Dit is hoe dit moet werk. Johannes 19 gee vir ons 'n ander beeld. Ek dink is iets wat ons
vandag graag wil fisies nou sien. Wêreldpolitiek, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Openbaring is vir die gemeente geskryf om te sê, julle koning, die hoof van julle gemeente is die koning van waarheid en julle moet die vrug van waarheid dra deur mekaar lief te hê met die daad en in waarheid. Dit is hoe ons Openbaring 19 werklik in ons lewe glo en vrug dra. Openbaring 19 vers 11 se opskrif is die oorwinning van die gesalfde of die Messias Christus oor die dier en die valse profeet, want dis die koninkryk van Satan, alles is vals. Alles is vals, valse profete, valse leraars, valse herders, valse evangelie, valse hoop, alles is vals. Maar kyk nou mooi, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. Die stam grondbeginsel, waarheid. Hy's waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En waar gord jy daai swaard van die woord? In die waarheid, omhul. En dit is so kosbaar, dat ons hierdie beeld nie sê, en dit is baie gevaarlik om dit te sê, nou is baie Christene wat sê, op hierdie aarde is dit net leuns, hierdie moet eendag in vervulling kom, laat ons ook 'n beurt kry om te wen. Hierdie is wat Johannes sien, toe Yeshua opgevaar het, en die boekrol uit die hand geneem het van die een wat op die troon sit, en almal gebuig het, en erken, die lam het oorwin in waarheid. En dit is ons as gemeente se voorreg, maar ook verantwoordelikheid, om nou terug te gaan na die evangelie toe, na die sendbrief, en sê ons is uit die waarheid. Die waarheid is die een wat waaragtig is. Sy naam is Yeshua. Hy het uitgetrek, hy het oorwin, hy staan voor Pilatus. Hy sê, hiervoor is ek gestuur, hiervoor is ek gebore, om vir die waarheid te getuig, en hy het oorwin. En dat ons werklik sal onthou, dit gaan nie daaroor om boeke te skryf, of om publisiteit, of 'n YouTube kanaal, en die wêreld moet van jou weet nie, almal wil graag hê, almal moet van jou weet, om uit die gees te lewe, en vrug te dra, en vir die waarheid te getuig, beteken dat elke handeling, jou gedagtes, jou wese, is soos daardie loetjie wat in die wynstok bly, die waarheid. En alles wat jy doen, is in gees en in waarheid. 'n glimlag, 'n opregte, goeiemôre, hoe kan ek help, diensbaarheid. Daar waar die wêreld nie vir jou hande klap nie. En dis Jahwe se kinders se opdrag. Om jou gedagte wêreld wat so maklik, ons vat wanhoop, ons vat mismoedigheid, ons vat kla en murmureer. Dis al deels van 'n leuen wêreld. Dit gaan so sleg. Nee man, maak jou oë oop. Dit gaan nie so sleg nie. Jy's besig om 'n leuen te vertroetel. Jy's besig om hierdie gedagte van Jahwe het my verlaat te troetel en daarvolgens mismoedig jou voete te sleep. Dis 'n leuen-wêreld. Die gees van die waarheid, Yeshua, sê ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Leef dit. Leef, dra daai vrug. Jy hoef nie 'n boek te skryf oor wat is waarheid nie. Leef die waarheid. Ek is met jou. Leef die waarheid. Jahwe is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare, ek sal nie vrees nie, want U is met my. Dis om in waarheid te lewe. Om die vrug te dra van wie Jahwe is en wat hy beloof het en wat hy doen. Dis nie ingewikkeld nie. Dis nie mystiek nie. Jy hoef nie te gaan leer daarvoor nie. Jy moet die Gees, die Heilige Gees wat uitgestort is, daardie leiding, daardie onderwerping, daardie gehoorsaamheid in ons lewe, dit moet ons volg. Ons blaai gou terug na 1 Johannes 3 toe. 1 Johannes 3. Ja, daar's baie conspiracy theories, daar's baie dinge wat ons graag wil hê. Eendag sal die waarheid uitkom oor al die wêreldoorloë en die raad en die ronde tafels en die raad. Los dit, dis nie volgens ons boodskap nie. As ons praat oor waarheid is, leef jy Yeshua in jou lewe. Hy's die waarheid.
Hy is die waarheid. As hy sê, ek het jou vergewe, leef jy dit, of leef jy in skuld en in skaamte? Dis om in waarheid vrug te dra. Daardie ander dinge sal Jahwe openbaar. Ja, hy sal al daardie duiwelse goed openbaar, want aan hom kom dit toe. Maar jou taak in die gemeente, wat Johannes vir ons hier skryf, geliefdes, hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. En ek wil daarmee afsluit as 'n baie belangrike motivering. Hoekom moet ons in waarheid lewe? Want dit bring vrede. Ons sal ons harte voor hom gerus stel. Hier is nie 'n prestasiebonus, hier is nie 'n prestasie, ek werk nie. Maar wanneer jy in waarheid uit Yeshua, uit hom lewe, het jy vrede. Jy het vrede met die omstandighede, want jy weet, ek is in hom, uit hom, deur hom, tot hom verborge. En dit is iets wat ons nie kan naboots nie. 'n Hart wat gerus is. Baie mense het 'n arrogansie, ek is vir niks bang nie. Tot die dag wat daai beproewing kom, wat jy getoets word, leef jy in waarheid? Is jou wortels in waarheid gegrond? Of was jy maar net meer bek as binnegoed? Vir elkeen van ons as gemeentelede is daar hierdie uitnodiging tot lewe in waarheid, tot om jou hart voor hom gerus te stel. Om die lewende God te ontmoet. As Jahwe vir Amos sê vir Israel, maak jou gereed om jou God te ontmoet. Dan vra ons die vraag, maar wat sal ek voor Jahwe bied, sodat ek met vrede voor hom staan? Hoe sal ek met 'n geruste hart my dood tegemoet gaan? As ek weet ek is terminaal siek, hoe sal ek met 'n geruste hart my laaste asem uitblaas? Daar's een antwoord, as jy in waarheid geleef het. En as ek sê waarheid, bedoel ek nie generies, ek praat van die persoon Yeshua. Want ek gee hom my stikkende klere, ek gee hom my vuil, ek gee hom my sonde, en hy gee vir my die bruilofskleed van sy geregtigheid. En dan sal ons harte voor hom gerus stel. Maar dit is nie net vir jou sterfdag nie. Dit is vir jou gebedslewe. Hoe bid jy as jy weet jy lieg? Jy lieg vir jouself. Jy lieg vir Jahwe. Dis 'n skande. Jahwe sê, moenie sulke gebede voor my bring nie. Dis 'n gruwel. Dis verkyn heilige fariseërs. As ons in waarheid, in Yeshua, deur die Heilige Gees, oortuig word, dat hy alleen die weg, die waarheid en die lewe is. En ons in hom voor Vader staan en sê, Vader, ek staan voor U op grond van Yeshua se geregtigheid, sy hoëpriesterskap. Dan is jou hart gerus, uit vrede. Want jy fokus nie op alles om jou en jou foute en almal vir wie jy, nee, hy. Ons sal ons harte voor hom gerus stel. En ek wil dit terugbring na die wapenrusting vir ons gewete. As ons baie keer in hierdie lewe gekonfronteer word met beskuldigings of met valse leringe, dan is jou gewete 'n baie sensitiewe plek waar baie mense soog en sê, maar maak ek nie dalk 'n fout nie? Was ek nie dalk verkeerd nie? En daarom, Johannes sê, wil julle hulle gewete sterk kry? Wil julle werklik waar 'n gesonde, standvastige geloofssekerheid hê? Wandel in waarheid. Wandel, ons is uit Yeshua tot hom. Nou ja, in die volgende boodskappe gaan ons verder met hierdie gedagte, wanneer hy sê, as ons hart ons veroordeel, hy sê, geliefdes, vers 21, vers 20, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En dan kom die volgende onderwerp van gebed en vrymoedigheid met gebed en gebedsverhoring. Maar die beginsel net eers vanoggend, net hierdie een beginsel, om saam te vat. Johannes sê vir ons moet lief hê, en nie met die woorde leegheid of skynheiligheid, maar met die dade en waarheid. En daai waarheid is nie jou waarheid nie, is nie jou persepsie van waarheid nie. Dit is 'n realiteit
in terme van die koninkryk van die hemel, Yeshua die koning wat mens geword het, uitgetrek het in die stryd, gord die heup, gord die swaard in die heup. Hiervoor het ek gekom om vir die waarheid te getuig. In praktyk, as jy nie Yeshua ken nie, ken jy nie die waarheid nie. As jy hom nie lief het nie, het jy die waarheid nie lief nie. As jy nie met hom gemeenskap het deur sy woord en sy gees, dan het jy nie deel aan die waarheid nie. Wanneer Yeshua die hoëpriester gebed bid in Johannes 17, dan bid hy vir sy disippels nie 'n emosionele, oppervlakkige gebed nie. Hy bid in waarheid. Hy sê, Vader, Johannes 17:17, U woord is die waarheid. Heilig hulle, sonder hulle af, in U waarheid, in U woord. Dit is ons opdrag vir vanoggend. Eerstens te erken, wie is waarheid? Yeshua. As ons in hom afgesonder is, as ons deur sy gees uit hierdie wêreld geroep word om hom te volg, as hy sê, Matteus, los die tolhuis, volg my, dan sonder hy hom af, hy sê, volg my, heilig hulle in U waarheid, U woord is die waarheid. Hoe groot rol speel die woord van Jahwe in ons lewe, onder leiding van die Heilige Gees? Ek het nou nie verder gegaan nie. Johannes 16 sê, ek stuur julle die Gees van die waarheid. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat aan my behoort, aan julle sal verkondig. Die Heilige Gees verkondig die waarheid, Yeshua in ons lewe. Hoe groot rol speel dit in ons lewe? Hoe gesagvol, hoe erken ons die autoriteit van Jahwe se woord? Ons lewe in 'n wêreld en daar's 'n groot vloekwoord, relativisme. Alles is relatief. Wat vir jou waar is nie noodwendig vir my waar nie. Wat vir jou verkeerd is nie noodwendig vir my verkeerd nie. Ag, elkeen is mos nou individueel. Kom ons vier fees oor elkeen se uniekheid. Daar's niks vas nie. Dis boos. Dis leuns. Wanneer Yeshua in die gemeente die hoof is, dan onderwerp ons onsself in liefde aan hom as absolute waarheid. Absoluut. Nie my gevoel nie, nie my swakpunte nie, nie my stryd, nie my sonde, niks kan hom as die waarheid, emet, of wat die Hebreëse woord, Griekse woord, amen, alle tye, daar's 'n paar pragtige beskrywings. Hy is wie hy is. Die sondige natuur wil rebelleer teen die waarheid. Dit sien ons met Adam en Eva, dit sien ons met Jahwe se volk. Weet dit, jou vlees wil teen die waarheid rebelleer. En daarom, sê Johannes, en hy skryf dit so mooi, geliefdes, my kinders, laat ons lief hê, dat ons die vrug dra. Nie met die woorde nie, maar met die daad en in waarheid. Kom ons staan en bid ons saam. Almagtige Vader Jahwe, soos daardie hert wat in die woestyn smag na water, smag ons siele na die waarheid. Dankie dat ons uit die woord uit leer wanneer Yeshua sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ons sal vir U dankie sê, dat U ons vrymaak, vry om aan U te behoort, vry om vrug te dra, vry om U te volg. En dankie dat ons vanoggend kan getuig, as die Seun ons vrymaak, dan is ons waarlik vry. U waarheid, U wat die waarheid is, maak ons waarlik vry van die koninkryk van leuns. En Vader Jahwe, ons bid spesiaal vir elkeen van ons se gewete, elkeen van ons se gedagtegang, elkeen van ons se harte, wat in hierdie wêreld 'n stryd het teen die leuns en teen skynheiligheid en teen bedrog en selfbedrog, en dat ons daardie wapenrusting van Yeshua sal aantrek, ons heupe omgord met die waarheid. Dat ons huise 'n getuienis sal wees van waarheid, om U in gees en in waarheid te aanbid. Dat ons nie maar net met die mond sal sê, maar met die hart
ver sal wees nie. Dat ons nie, soos wat die profeet sê, hierdie volk nader my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my. Grond ons harte in u waarheid. Omvou ons, vul ons, deurdring ons met u Gees. En ons dankie vir oggend. Ons dankie vir die gawe van die Heilige Gees. Die gawe van die Gees van waarheid, wat ons anders maak as die wêreld. En ons bid dit vir ons kinders, dat hulle werklik daardie identiteit in u sal vind, om uit die Gees te lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat ons mekaar kan opdra, Vader. Ons is swak, ons is afhanklik, maar in u is ons sterk. Halleluja. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.